Tienerswangerskap, teenage pregnancy. Ja, Robbie, gedink jy kan vir my wegsteek, né? Hi, Janine, waar het jy nou vanaf gekom? Nie nou vir my kon vra nie. Waar steek jy jou skielik uit? Ek het amper gedink jy is greenstig as die. Waar was jy al die tyd? Ek soek jou al vir meer as 'n maand al. Nee, ek was maar net by die huis. Waar by die huis? Ek sê ons ek was by die huis. Glo jy my nie? So jy sê nou, jou maat gelieg. Is dat wat jy traag vir my te sê? Jou maat gelieg. Elke keer as ek phone en sê jou maat, jy sê daar nie. Jy respond nie op my SMS'es nie. As een mens was het, as jy missing in action. Sê nie te keer waar jy is nie. Een man maak ons nie so nie, man. Kykie, wat is jou probleem? Sy maak aan pas of ons getrouwd is. Jy blijf nie van jou kant af nie. Wat praat jy nog, hè? Ons gaat al 2 uit al. In case jy haven't noticed. Kykie, ek gaan nie nog lang stories met jou het. Hoor wat ek vir jou nou sê. Is oor tussen ons twee. Verby. Wat? Hoe? Hoe doen jy nou? Ek breek op met jou, man. Wat is jy dan stupid? Sorry, Robbie. Ek het die so gemeen nie. Het jy nie lief vir my nie? Jy het hoeveel keer vir my gesê, Amala is vir eeuwig. Ek is nog lief vir jou, maar ek kan nie so aangat nie. Nothing is forever. Only diamonds are forever. Hoe aangaan? Sy is te jaloers en possessive. 'n man kan nie eens met 'n skoolvriend praat nie, dan wil sy weet wie is ek en waaroor het ons gepraat. Maar, ek verstaan nie. Ek is al lang al so. Daai is hoe jy my leer ken het. Sorry man, as oor. Ek het lang genoeg daaroor gedink. Maar jy kan nie nou opbreek nie. Nee, nee. Asseblief, Robbie, moet my nou sien. Jy, los my man. Ek sê ons vir jou is always tussen ons. Ek is actually bly ek het jou vandag gekry. Ek het jou gesoek om vir jou die nieuws te gee. Wat 'n nieuws? Ek is pregnant. Wat? Sy is pregnant. Sy is pregnant. Oh boy. Ja, 6 weke. Ha. Sy kan maar pregnant wees. Maar ek sê jou nou stryd, hy is nie my kind nie. Wat? Nou wie se kind is dit dan? Ek het nog nooit saam met 'n ander man seks gehad nie. Dit gebeur van die laatste keer wat ons saam met die sokkerteam gekamp het by Antonies Vlei. Kykie, moenie nonsens praat nie, man. Ek sê jou net,
Het is nie my baby nie, en klaar. So Jake spreek nou, ek moet op my ou die laaitie groot maak. As jy nie weet wie jou kind se pa is nie, hoekom gaan jy nie vir 'n abortion by die hospitaal nie? Of gee die kind op vir adoption? Of soek 'n ander man om pa vir jou kind te speel? Just imagine. Ons is albei nou, jy is 17 jaar oud. En nou jy is in grade 11. Is te vroeg vir jou en vir my, as het my laaitie moes gewees het. Maar Robbie, ek sê jongens, jy is die pa. En ek sê vir jou, ek is nie. Ek het klaar gepraat. Die relationship is oor. Robbie, nee, asseblief. It's over. En moenie eens dink om vir my weer lastig te vat. Moenie. Salut. Robbie, Robbie, kom terug. Janine, waar kom jy nou vandaan? Vir wat chant jy? Kyk hoe dik staan jou oor. Los my asseblief. Ek wil nie nou daaroor praat nie. Janine, jy kan mos nie van my so antwoord nie. Ek draai maar net om te sien of jy hulp nodig het. Ek kan mos sien as iets goed fout. Sorry. Vredeline. Ek het nou net so met Robbie gepraat. Alweer Robbie, die Robbies. Ek check aan het pad gevat. Waar ooit julle gepraat? Ek het afgesê. Maar hy sê nie my ding nie. Ek sal vir mami en vir julle gesê het. Ek is 6 weke pregnant. Serieus? Jy, met die lyf? Ja man, so ek kan nou so iets jokes maak. Dink jy jy moet maar gaan vir 'n abortion, nie? Jy sal nou eens in grade 11. Ek wil nie gaan vir 'n abortion nie, okay? Pastor het eendag gesê, omdat die baby al klaar 'n hartklop het, as hy 'n lewendig. That's why vermoord jy actually jou kind as jy so maak. Janine, ernstig? Serieus man? Die Robbies het ook van abortion en adoption gepraat. Just imagine. Ek moet my eie kind wat in my eie body lewe, disappear. Ek mag sonde gedoen het, jy met hom te geslaap het, maar ek sal hom nie so laag daar nie. I will never stoop so low. Maar het mami jou dan nie gewoon van babies maak voor die tyd nie? Kykie, ek het nou lus vir geprikker uit my koppie. Jy, relax. Het julle dan nie condoms gebruik nie? Net die eerste keer. Maar later wil Robbie niks meer van condoms gehoor het nie. Hy het gesê, the real men don't use condoms. It's just for sissies. Maar jy weet ook aan self, hulle sê die goed, die klomp protection, maar nie 100% nie. So, jy kan nog altyd pregnant raak of AIDS kry. Wat se nonsens is dit? Toe hy nou so sê, het jy ook nie aan birth control gedink nie? My pille kan jy mos ook gehelp het. Aan die begin het ek birth control pille gebruik, ja.
Maar later toe dit amper gevoel asof die pille my liggaam uncomfortable laat voel het. Toe het my decide om die pille heeltemal te stop. Ja, ek kan nie glo dat jy so reckless kan gewees het nie. Huh? Wil jy dan nie vir 'n lawyer gestudeer het nie? But I suppose die dreams is now gone with the wind. Ek weet nie regtig hoe ek die lewe nou gaan face nie. Hoe gaat mami dit vat? Good question. Sy het ook al gesê, ons moet nie dieselfde mistakes maak soos sy gemaak het nie. Ons moet dan iets maak van ons lewe. Ek sal dan vir my 'n job moet soek. By Kane, Furniture City, Pick n Pay, wherever. Ja, ne? What else can you do? When the baby comes, sal die kind at least 'n paar pakke Pampers en 'n paar setjies babykleertjies moet hê, meisie. Exactly. Om eers te praat van al die melkformule en baby porridge, purity en so. Nou, as jy dan nog gaan werk en al, wie gaat agter jou baby kyk? Layers chains en so aan. Weet jy, ek wil nie eens daaraan dink nie. Oeh, good Lord. Nee, ek wil nou daaraan dink nie. Wie sal by die tee? Hi. Is Wiley. Hi Wiley, kom in. Hoe gaat het, girlfriend? Nee, oké, man. Ek het net vir 'n paar minute kom inpop. See what the Peters and sisters are up to. I'll leave you two alone. Ek moet gou Westgate Mall toe gaan. Janine, why do you look so sad? Hello, I'm talking to you. Sorry man, ek het nie gemeen om so beskof te wees nie. Ek maak dit wel vir jou ook sê, want ek weet jy sal nie oorpraat nie. I'm pregnant. 6 weeks. Moenie jokie. Is jy regtig pregnant? Is wel, ja. Jo, Janine. Van wie? Van Robbie. Wat vraag jy nog, hè? Ek het mos nie met iemand anders 'n relationship gehad, nie. Maar vir even, toe ek vir hom vertel, ek is pregnant met sy kind, toe deny hy dit. En hy toe van my afgesê. Jo, Janine. That's bad, girl. Very bad. Nou, hoe voel jy nou daaroor? Het voel vir my uit my lichaam misbruik, man. Om sy sexual needs te satisfy. En laat 'n man so nou vuil voel. Weet jy dat? Al die kere wat hy gesê het, hy is lief vir my, het hy dan actually gelief. It was all a bunch of lies. Nou, is jy nie bang vir die future nie? Ek meen al die dinge wat nou vir jou voor lê en wag. Met die baby wat een van die dae hier is en al. Of course is ek bang, man. Maar ek voel ook baie guilty oor die verkeerde dinge wat ek gedoen het. How could I have been so stupid, eh? I, Janine, of all people. It feels as if my whole life has now come to a standstill. Hoe lang het julle twee nou al uit al? En hoe lang het julle nou saam geslaap? Ons is al 2 jaar saam, maar ons het soos 5 maande gelede begin sexual intercourse. Jy sien, Janine, die mistake wat baie girlfriend en boyfriend couples maak,
is om te dink dat seks is die main part van die relationship. En daai is nie waar nie. Om openly met mekaar te praat en mekaar emotionally te support, om mekaar se company te enjoy, is much more important. Sex is actually iets baie special wat gemeen is vir twee mense om hulle liefde aan mekaar te wys. To show it to one another. Maar daai wat jy nou sê, is wat hy vir my gesê het 6 maande gelede. As jy my liefhet, bewys dit aan my. Prove it to me by having sex with me. Anders te dink ek sal even begin het om te slaap. Nee, jy verstaan verkeerd. Die seks te hê, wys of betoon jy jou liefde aan die persoon wat jy liefhet. Nie bewys nie. It is not proving or making love. En die persoon is nie net sommer 'n boyfriend of 'n girlfriend vir wie jy baie lief is nie. Nee, die Bybel sê seks is vir 'n man en 'n vrou wat met mekaar getroud is, om hulle liefde aan mekaar te wys. To show their love to one another, hulle relationship sterker te maak en ook so kinders in die wêreld te bring. Het jy nie geobject toe jy nou vir jou vrou saam met jou te slaap nie? Of course it is. Maar hy het aangehou dat as ek dit nie wil doen nie, meen het, ek is nie regtig lief vir hom nie. Which was not the case. Jy sien, Janine, true love gaan nie vir die ander persoon force of pressurize in iets wat hy nie wil doen nie. Ware liefde sal die ander persoon se feelings consider. Maar nou het hy net aan sy eie sexual needs gedink. True love waits for the marriage. Is nogal waar wat jy sê, né? En sien dat jy nou oor 'n paar maande 'n kind in die wêreld gaan bring, terwyl jy nou sexual intercourse gehad het, en hom nou alleen sal moet grootmaak, sal jy verstaan hoekom die Here wil hê dat seks vir getroude mense moet wees, en nie vir single mense nie. Ja, ek kan nogal nou daai verstaan, ja. Is nie dat ek het nie van tevore so daaraan gedink nie. Ek kan nou nog nie dink hoe ek so stupid kan gewees het nie. It's almost as if I can't forgive myself. Wat nog van die Here? Janine, as jy regtig regret wat jy gedoen het, en bid en vra dat die Here jou moet vergewe, sal hy dit doen. Maar die important ding is dat jy jouself moet vergewe, meisie. Because as jy nie dit gaan doen nie, as jy nie die pregnancy gaan accept nie, dan gaan jy ook jou kind heeltemal kan accept en vir hom al die nodige liefde en al die nodige attention kan gee nie, wat jy as ma vir hom moet gee nie. Ek sal maar seker ook moet vra dat die Here my moet help om myself te vergewe, né? Want het lyk nie so maklik nie. Of course, hy sal baie goed wees hier. En vras maar vir die Here ook om jou te help dat jy 'n healthy pregnancy sal hê en dat hy moet maak dat jy 'n normal birth sal hê, dat jy nie nog hoef te sukkel. Later bid jy ook dat hy jou sal voorsien met die kos, die klere, die geld en whatever ander dinge jy sal nodig het om die baby mee te kan grootmaak. Miskien ook dat jy en Robbie weer sal kan opmaak en julle saam die kind sal kan grootmaak. Jo, gebed kan nog baie help, né? We see the prayer changes things.
Yeah, definitely. Anyway, I've run out of time. Nou, jy is so right. Baie dankie vir die talk, het meen nogal baie van my. Anytime, Jenny. Anytime. Bye, ne? I'll come visit again. Keep well. Wat sê die Bybel van die verskillende vrae wat ons het oor seks voor die huwelik en sonde in die algemeen? Jy word sterk aangeraai om die verse wat hierna genoem word vir jouself te gaan lees en so vir jouself te sien dat hierdie nie die lering van 'n spesifieke kerk is nie, maar die lering van die Bybel self is. Die woorde wat die Afrikaanse Bybel vir seks voor die huwelik gebruik, is horeer en hoerery. In sekere verse waar die woord verskyn, verwys dit egter ook na prostitusie, soos ook die geval in vandag se taal. In die Engelse Bybel word seks voor die huwelik fornication genoem, en seks buite die huwelik word adultery genoem. Hoekom moet daar so groot boei gemaak as 'n man nystans wil om jouself op bietjie te enjoy? Dis omdat mense dikwels nie die gevare van hierdie sogenaamde nice times besef nie. Wat volg na die nice times? Dit is eintlik 'n geval van enjoy yourself now, pay later. Skuldgevoelens, teleurstelling, liggaamlike of verstandelike siekte of pyn, en of emosionele pyn en hartseer, en heelwat ander probleme soos voorhuwelikse en tienerswangerskappe byvoorbeeld. Die gevolge van sonde kan dus vir 'n hele leeftyd duur. Ons lees in Hebreërs 12 vers 16 en 17 die volgende: Laat niemand 'n hoereerder wees nie, of 'n onheilige soos Esau, wat vir een spysgereg, met ander woorde vir 'n bord kos, sy eerste geboortereg verkoop het, want julle weet dat, toe hy ook later die seun wou beerwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer. Jy kan dus nie jou lewe wil verwoes net vir 'n kort tydjie van plesier, of slegs vir 'n klein bietjie plesier nie. Ek het met altyd my boyfriend seks gehad, en ek het niks oorgekom nie. So die wat mense sê dat jy moet hier oppas vir pregnancy en HIV, is sommer nonsens. Sulke gedagtes is eintlik die leuns van die duiwel en baie gevaarlik. Alle sonde het negatiewe gevolge wat jou vroeër of later sal inhaal. Siektes soos HIV, vigs, gebroke familieverhoudings en sovoorts. Galasiërs 6 verse 7 en 8 sê: Moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie. Want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in die vlees saai, sal uit sy vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. Met ander woorde, as jy saad vir perskes in die grond saai, kan jy nie verwag om druiwe van daardie saad te oes nie. Jy sal slegs perskes daarvan kan oes. En hoe kan ek responsible gehou het as my boyfriend my verlei het om met hom te slaap?
Jy kan nog steeds verantwoordelik gehou word, want jy self het eintlik ingewillig om seks te hê. Jakobus 1 verse 14 en 15 lees so, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna is die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Dan 'n woorde wat hierdie vers vir ons leer is dat ons begeerlikheid of ons slegte begeertes soos 'n man of vrou is wat ons verlei om saam met hom gemeenskap te hê. Hierdie gemeenskap veroorsaak dat daar 'n baba gebore word. Hierdie baba se naam word dan sonde genoem. Die sonde groei en word volwasse, maar hierdie sonde veroorsaak dan of lei dan tot ons geestelike dood. Kan 'n mens mal raak as jy nie jou sexual desires die sexual intercourse satisfy nie? Nee, al leer sommige geleerde mense dit. Dit gaan maar eintlik hieroor hoe jy jou eie seksualiteit hanteer. Baie normale begeertes wat beheer kan word, gaan dikwels oor in wellus, wat baie moeiliker is om te beheer. Dit word meestal deur dinge soos aanskouing van aanloklike kleredrag, onwyse maniere van vryery en pornografie veroorsaak. Sommige mense sê dat hierdie onderdrukte begeertes in jou binneste kan opbou en as gevolg daarvan kan jy eendag snap. Met ander woorde, jy kan 'n senuweeinstorting kry of een of ander mental disorder ontwikkel. Die feite is eintlik dat dit juist die sonde is wat 'n mens siek maak. In Psalm 32 vers 3 sê Dawid: "Toe ek geswyg het of stil gelê het oor my sonde, het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag." Met ander woorde, Dawid het siek geword. Maar om af te wyk van die sonde sal nie net jou liggaamlike gesondheid verbeter nie, maar ook jou verstandelike, emosionele en geestelike gesondheid, soos wat ons dit in Spreuke 3 verse 7 en 8 lees. En weet die Here regtig wat 'n tyd en waar ek seks gehad het? Weet jy dit? Ja, want die Here is oral teenwoordig. Hy is saam met jou selfs ook in die mees private kamer van jou huis. Jeremia 23 vers 24 leer: "Sou iemand hom in skuilplekke kan wegsteek dat ek hom nie sien nie? Besef daarom dat, al sien en weet niemand anders, wat jy agter toedeure aanvang, die Here weet en sien dit." Jesus was amper 2000 jaar gelede gekruisig. Hoe kan dit dan nou nog van importance wees vir ons mense van vandag, wat so losbandig lewe? Al het dit so lang gelede gebeur, is dit steeds uiters belangrik, want die doel van Jesus se kruisiging is juist sodat jy nie meer in die sonde, soos seksuele losbandigheid byvoorbeeld, mag leef en daarvan 'n slaaf moet word. In Johannes 8 vers 34 sê Jesus: "Elkeen wat die sonde doen, is 'n diensknegt of slaaf van sonde." As jy sondig, is dit ook asof jy sy leiding verag. Met ander woorde, jy dink min of niks daarvan. In 1 Petrus 2 vers 24 lees ons dat Jesus het self ons sondes in sy liggaam op die kruis uitgedra, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid kan lewe. Kykie man, as ek decide om my hart vir die Here te gee,
gaat ek gekeur raak van die steek seksual appetite van my. Jy moet verstaan dat die Here wil jou nie net van hierdie sonde verlos nie, maar van 'n lewe van sonde as 'n geheel. Want as jy jouself hieraan kan skuldig maak, kan jy later met ander, selfs erger sondes ook begin. Wanneer jy jou tot die Here Jesus bekeer, verlos hy jou van die mag of oorhand van sonde. Elke dag verlos hy jou ook van die krag van sonde in jou lewe, sodat jy minder sal sondig. Hoekom is dit dan nou so dat 'n man amper nooit genoeg kan kry van die opposite sex en pornografie en so nie? Want jy het 'n gat in jou hart wat jy probeer vul met die verkeerde dinge van die wêreld. Jy het 'n dors in jou siel wat jy wil les met die wêreldse plesiere. Daardie dinge is almal verkeerd. Dit maak slegs die gat groter en die droogte in jou binneste erger. Dit is net Jesus wat daardie gat kan vul en jou ware tevredenheid en vervulling in die lewe kan gee. As jy 1 Johannes 2 vers 16 lees, sal jy verder verstaan dat die pornografie is deel van die begeerlikheid van die oë en van die begeerlikheid van die vlees. Met ander woorde van die sondige natuur van die mens. My pa sê altyd ek moet wegbly van vriende of bekendtenisse wat gedurig vir jou stories vertel of oor seks gesels. Hoekom is dit nodig? Dit is omdat hierdie praatjies jou kan aanmoedig tot voorhuwelikse seks. Hierdie sogenaamde vriende verwys dikwels na seks as 'n tipe van beloning in hul praatjies. Seks is egter nie 'n prys of 'n trofee wat as beloning in die lewe of 'n verhouding nagestreef moet word nie. Dit is liewer iets spesiaals wat aan 'n getroude man en vrou gegee is om 'n liefde met mekaar te kan deel en te kan toon. Omring liewer jouself met vriende wat nie die verkeerde dinge aanhang nie. Vernaam sulkes wat bekeer is, sodat hulle manier van dink, doen en praat jou positief sal kan beïnvloed. As ek beter om te gaan dans om jou weg van seksual immorality te hou. Nee, bly weg van enige discos, soos klap ecstasy byvoorbeeld. Selfs ook daardie wat by 'n gewone huis gehou word. Omdat dans meestal met drank of selfs dwelms gepaard gaan, is dit ook 'n broeiplek vir die begin van seksuele sonde. Veral die drank laat jou meer vry voel en veroorsaak dus dat jy sekere dinge doen wat jy nie gewoonlik doen of al gedoen het nie, wat natuurlik seks insluit. Bly veral weg as daar advertensies soos males only of ladies only by discos geadverteer word, want die moontlikheid is sterk dat daar vroulike of manlike ontkleeddansers, met ander woorde strippers, sal optree. Al hierdie het 'n slegte invloed op jou gevoelens en gedagtes wat jou dan aanspoor om seksuele sonde te pleeg. Jesus sê self in Matteus 15 vers 9, want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery en sovoorts. Ek merk op dat 'n vriend wat saam met my studeer, my gereeld aanleidings gee. Hoe kan ek dit handle? Hoe kan ek dit hanteer? Bly weg van die man of vrou wat jou gereeld aanleidings tot seks gee. Soos miskien iemand by die skool, college of iemand wat naby jou woon. In Genesis 39 vers 2 lees ons hoe Josef sy baas, Potifar, sy vrou vermy het en later van haar weggevlug het, omdat sy hom gedurig probeer seksueel
verlei het. Hoe kan ek my oë rein teen die sonde hou? In Job 31 vers 1 sê Job: Ek het 'n verbond gesluit met my oë. Hoe sou ek dan ag gegee het op 'n jonkvrou? Met ander woorde, hy het 'n verbond gesluit met sy oë om nie na 'n ander vrou met begeerte te kyk nie. Jy moet eerstens gewillig wees om dit rein te hou. Bly dus weg van vuil naaktydskrifte en volwasse pornografiese films wat sal veroorsaak dat jy seksuele sonde pleeg teenoor jou eie liggaam of saam met iemand anders. Met sekere koerante en gewone tydskrifte is dit dalk nodig dat jy ook 'n sekere gedeelte moet uitskeer, aangesien dit halfnaak foto's bevat. Byvoorbeeld die agterste bladsye van sekere koerante. As selfs die aanskouing van die omslag jou beïnvloed, koop liewer jou kos en ander kruideniersware by 'n kafee waar pornografiese tydskrifte en verleidelike prente nie op die rakke vertoon word nie. Bly ook weg van die internet, stel jou internet settings of kry vir jou 'n anti-pornografiese program vir jou rekenaar of selfoon, byvoorbeeld Netfilter, wat sal verhoed dat jy onwillekeurig aan seksuele prente blootgestel word terwyl jy op die internet besig is. Die gewone televisie is vol naaktonele. Hoe kan ek daarby verbykom? As jy sien dat 'n film 'n ouderdomsbeperking van onder 16 en veral onder 18 het weens naaktheid en seks, skakel die televisie af of skakel dit oor op 'n ander kanaal, byvoorbeeld van ETV na SABC3. As daar nie 'n goeie skoon program op 'n ander kanaal is wat jou sal help om lekker te ontspan nie, sit liewer 'n video van 'n goeie komedie of drama op. Kan 'n mens sê dat pornografie is ook begeerlikheid, al kyk 'n mens slegs daarna en jy doen niks agter daai nie? Ja, definitief. Al hierdie, die internet, video, rekenaar, tydskrif, selfoon, koerant en televisiepornografie vorm deel van wat ons lees in 1 Johannes 2 vers 16, naamlik die begeerlikheid van die oë en die vlees. In 2 Samuel 11 vers 2 en 4 lees ons ook hoe koning Dawid vanaf sy paleis se dak 'n mooi vrou sien bad het, die begeerlikheid van sy oë, toe hy haar naakte liggaam aanskou het, en dit het toe veroorsaak dat hy na haar in sy hart begeer het, en dus later met haar seksuele gemeenskap gehad het. As dinge nie lekker gaan by die huisie, het ek altyd die gevoel om my liefste na my girlfriend toe te gaan en met haar te gaan slaap. Is dat 'n wise move om te maak? Nee, wanneer jy probleme in jou familie of vriendegroep ervaar en voel dat niemand jou verstaan nie, moenie daarna soek om deur seksuele aktiwiteit vertroos te wil word en liefde te soek nie. Baie het in so 'n tyd seks omdat hulle daardeur liefde en verstaanbaarheid soek. Om dan seks te hê is nie making love of finding love nie, soos baie mense dink. Ga na 'n kerkdiens toe of praat met 'n pastoor, ouderling of iemand wat bekeer is in jou gemeenskap, wanneer jy emosioneel verward, ongelukkig, ongeliefd, met ander woorde unloved, en onseker oor jou lewe voel. Daardeur sal jy na 'n oplossing en antwoorde van die Bybel gelei kan word, en sal hulle moontlik ook vir of saam met jou oor jou probleem kan bid. As jy nie daarna voel nie, praat ten minste met 'n ander betroubare, gerespekteerde persoon in jou gemeenskap,
oor jou persoonlike en huislike probleme. Dit kan self ook 'n maatskaplike werker wees. Deur oor jou probleme te praat, sal jou beter laat voel en kan jou ook help om 'n moontlike oplossing daarvoor te kan verkry. Ek notice dat die tye wat ek sexual sins gecommit het, was die tye wat ek boos gevoel het. Wat anders kan 'n man dan nou doen? As jy neig om te sondig, bloot wanneer of omdat jy ledig is, kry liewer 'n goeie stokperdjie wat meeste van die ekstra tyd van jou in beslag kan neem. Jy sal dus minder geleentheid hê om sonde te kan doen. Dit is veral goed om iets te doen wat 'n eindproduk het waarna jy toe kan werk. Soos byvoorbeeld naaldwerk, breiwerk, teken, skryf, houtwerk, elektronika, motors herstel, elektrische herstelwerk, rekenaar herstelwerk. Jy kan egter ook dinge doen soos liggaamsbou, lees van goeie boeke, sportklubaktiwiteite soos sokker, cricket en so voort vir jouself. Jy kan ook betrokke word in gemeenskapsaktiwiteite, byvoorbeeld die literacy program wat in die gemeenskapsentrum aangebied word, om hierdie vrye tyd van jou in beslag te neem. Ek wil al van die kondoms by die library gevat het, maar ek is te skaam, man. Hoe kan ek oor die skaamte kom? As jy 'n boksie met kondome sien by die winkelsentrum, by die disco, by die kliniek, hospitaal, by die college, of skool se toilet, of waar ook al, moenie sommer net so van daardie kondome neem nie, tensy jy regtig nie meer jou drange kan beheer nie. Die feit dat dit naby jou of tot jou beskikking is, sal jou net meer aanspoor om seks te hê, aangesien jy dan redeneer dat jy mag seks het, want jy het iets wat dit veilig maak, naamlik die kondoom. Hierdie redenasie van jou is natuurlik nie heeltemal waar nie. Die enigste sogenaamde safe seks is seks tussen 'n man en 'n vrou wat getroud is en aan mekaar getrou is binne die huwelik. In 1 Korintiërs 7 vers 2 lees ons die volgende: Maar vanweë die hoererye moet elke man sy eie vrou hê en elke vrou moet haar eie man hê. Vers 9 sê: Maar as hulle, met ander woorde die ongetroudes, hul nie kan beheers nie, laat hulle trou, want dit is beter om te trou as om van begeerte te baan. Die woord is daar heel duidelik. My ma wil hê ek en my boyfriend moet alleen so laat uitvisie. Kan 'n mens sê het sommer sy nog altyd is? As jy jou eie vervoer het, is dit raadsaam om so ver as moontlik nie heeltemal alleen met jou girlfriend of boyfriend te verkeer nie. Veral as julle uitgaan in die aand, byvoorbeeld na die waterfront of bioskoop, nooi liewer nog 'n paartjie of enige ander persoon om saam met julle te gaan. Probeer ook om liewer mekaar te besoek wanneer daar ten minste een ander verantwoordelike persoon ook by die huis is. Dit is nie te sê dat daardie persoon gedurig in julle geselskap moet wees terwyl julle by mekaar kuier nie. Die wete dat daar iemand anders teenwoordig is en julle dus kan betrap, sal julle slegs minder geleentheid gee om in te gee vir seksuele versoeking. Gaan ook meer dikwels na die huis van die Here. Lees meer gereeld die Bybel en bid meer tot die Here, sodat jy minder begeertes vir seksuele aktiwiteit sal hê terwyl jy nog ongetroud is.
Watter alledaagse dinge kan jy doen om te verhoed dat jy ook seksuele sonde sal pleeg? Verskillende mense pleeg seksuele sonde weens verskillende redes. Jy moet egter wegbly van, met ander woorde vermy, en verhoed die spesifieke dinge wat veroorsaak dat jy as individuele persoon sonde pleeg. In 1 Tessalonisense 5:22 lees ons, onthou of weerhou julle van elke vorm van kwaad. Die volgende is voorbeelde van wat jy moontlik nodig het om te doen. Bly weg van sogenaamde vriende of bekentenisse wat gedurig vuil stories vertel of oor seks gesels. Vermy enige diskous. Bly weg van die man of vrou wat jou gereeld aanleidings gee. Bly weg van alle vorms van pornografie. Veral vuil naaktydskrifte en pornografiese films. As jy sien dat 'n film 'n ouderdomsbeperking van onder 16 of 18 het weens naaktheid en seks, skakel die televisie af of skakel dit oor op 'n ander kanaal. As dit jou beïnvloed, koop liewer jou kos en ander huishoudelike items by 'n kafee waar pornografiese tydskrifte en prente nie op die rakke vertoon word nie. Wanneer jy jou vriende vir die aand uitgaan, moenie gaan na smokkelhuise en sekere woonbuurte waar jy weet daar gereelde prostitusie bedryf word nie. Wanneer jy probleme in jou familie of vriendegroep ervaar en voel niemand verstaan jou nie, moenie daarna soek om deur seksuele aktiwiteit vertroos te wil word en liefde te soek nie. As jy gewoonlik sondig omdat jy ledig is, kry liewer 'n goeie stokperdjie wat die meeste van jou ekstra tyd in beslag kan neem. As jy 'n oopboks kondome by jou openbare plek sien, moet jy van daardie kondome vat net om te wil gaan eksperimenteer nie. As jy jou eie vervoer het, is dit raadsaam om sover as moontlik nie heeltemal alleen met jou girlfriend of boyfriend te verkeer nie. Gaan meer dikwels na die huis van die Here, lees meer gereeld die Bybel en bid meer tot die Here, sodat jy minder begeertes vir seksuele aktiwiteit sal hê terwyl jy nog ongetroud is. Jy wat na hierdie CD luister, die hoofrede waarom jy jou aan enige soort sonde skuldig maak, is omdat jy nog nie jou hart en lewe vir die Here Jesus gegee het nie. Jy moet dus tot bekering kom. Wat kan jy doen om tot bekering te kom? As jy dan waarlik berou het oor jou sonde en daarvan wil wegdraai, praat met 'n ander persoon wat bekeer is, of 'n ouderling, of pastoor, en vra hom dan om jou in gebed te lei, sodat jy die Here Jesus as jou redder en Here kan aanneem. Of jy kan dit ook alleen doen, net daar waar jy na hierdie opname luister, deur die volgende te bid. Here Jesus, ek besef dat ek vir jare teenoor U gesondig het, en ek erken dat ek gelewe het net soos wat ek wil, en nie soos wat U van my verlang het nie. Vergewe en verlos my van al my lelike seksuele sondes, en al my ander sondes ook asseblief, Here. Maak my lewe skoon. Ek wil graag vir U dien, as my saligmaker en Here, en vir U volg. Aanvaar my net soos wat ek is, asseblief, en red my. Dankie, Here. As jy dan so jou hart en lewe aan die Here oorgegee het, en van die sonde afstand doen, leer die Bybel dat jy nou werklik 'n kind van God is. Jy is nou wedergebore in die familie van God. Johannes 1:12 leer,
maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, met ander woorde die naam van Jesus. As kind moet dit dan nou jou begeerte wees om geestelik te wil groei in jou verhouding met die Here. As jy nie eintlik by 'n kerk of gemeente is waar hulle bekering preek nie, sluit dan aan by so 'n gemeente, sodat hulle jou dan kan help om te groei en voort te gaan om die Here te dien.